Ons kyk vandag na die bou van 'n muisvalletjie kar. Nou, meeste van hierdie kan jy alles kry by jou naaste hardeware winkel. Sekere items, byvoorbeeld die houtplankies, as jy lekker ligte hout wil vat, dan moet jy na jou naaste hobby shop toe gaan. Ons het 'n paar series nodig, ons het houtplankies nodig, ons het rubberwassers, plastiekwassers, dan het ons assies nodig wat ons karretjie gaan aandryf, natuurlik 'n muisvalletjie, ons het lyn nodig, dan 'n kabeltaai en dan gom, 'n skêr en 'n tang. As ons kyk na die eerste gedeelte waar ons kan begin, het ons 3 plankies nodig. Een van 100 by 300 mm en dan 2 plankies van 50 by 450 mm. So wat ons doen is, ons merk net sodat ons die middel, hierdie gaan my basis vorm vir my karretjie, en ek wil hê hierdie plankie moet in die middel van my 50 by 450 mm plankie wees. Al wat ek nou doen is, ek gaan hierdie plankies aan mekaar vaslyn. Nou, 'n wenk is, begin eers met superglue en daarna met houtlijm en wag tot hy lekker droog is. So het ek nou die plankies aan mekaar vasgelyn sodat ek basies kante het en 'n bokant het waarop my karretjie se as kan gaan staan. Nou, ook belangrik, voor die tyd het ons in die lang assies, het ons in beide kante van die plankies het ons gaatjies ingeboor, net sodat ons asse van ons wiele, waardeur ons wiele moet gaan, daardeur kan pas. So die agterkant lyk dan ook net dieselfde, gaatjie aan elke kant, en dit is mooi aan mekaar vasgesit. Volgende het ek dan 4 series nodig, en dit sal my wiele vorm. Dan het ek rubberwasser nodig. Dit is sodat my assie mooi styf deur die wieltjie gaan, en ek het 'n plastiekwassertjie nodig. Nou hierdie plastiekwassertjie, soos jy kan sien, het 'n buitediameter en 'n binnediameter, en daai binnediameter kan mooi in die serie binne inpas. So ons sal hom dan in die binnekant vaslyn, en dan op die agterkant van hom sal ons die rubberwassertjie vaslyn, sommer met superglue, sodat my assie mooi lekker styf in my wiel inpas. So hier is 'n voorbeeld nou van een wiel wat klaar geplak is. So jy kan sien is die rubberwasser vasgeplak op die plastiekwasser, en die plastiekwasser is mooi in die middel van die serie vasgeplak. Nou dis baie belangrik om hierdie wasser mooi in die middel te plak met superglue, en dan gebruik ons ook baie min gom, sodat hy 'n klein een druppeltjie gom is genoeg om daai serie vas te plak. Volgende het ons dan 2 asse wat my wiele se asse gaan vorm, vir die voorkant en die agterkant. Nou hulle is 150 mm lank, en dis 'n 3 mm deursnee pypie in hierdie geval. Ek sit my assies deur my geboorde gaatjies wat ek vooraf geboor het. So daar's my een as vir die agterkantste wiel. En hier is my as vir die voorkantste wiel. Volgende wat ek doen voordat ek die wiele opsit is, ek plak my muisvalletjie vas op my karretjie. Nou, die posisie van die muisvalletjie wil jy so hê dat die linkerkant se hierdie gedeelte hierso in die middel van my karretjie lê, sodat die assie wat hom gaan aandryf reg in die middel van my kar gaan beweeg op die einde. Met die karretjie net een kant, net om aan te toon wat ek doen. Ek vat 'n gewone side cutter, en dan vat ek hierdie gedeelte van die muisvalletjie en ek knip hom net hier in die bokant af, laat hy lyk soos die een hier in die regterkant. Nou, hierdie is die muisvalletjie wat ek dan gaan vasplak bo op my karretjie. Goed, so die volgende gedeelte is hierdie gedeelte wat agter aan my muisvalletjie kar vas is. Ek haal hom net af met 'n klein tangetjie. Dan bly ek basies oor met hierdie gedeelte, en dan vat ek my assie wat my kar gaan aandryf. Nou, hy lyk so, hy is 300 mm lank, en ek skuif hierdie gedeelte van die muisvalletjie kar in die voorkant van daai pypie in. Ek het hom 'n klein knakkie op die punt gegee, sodat wanneer ek hom hier by die pypie insit, laat hy lekker styf sit. So ek skuif hom maar net mooi stadig daarin,
tot op die eindpunt en dan lyk hy basies so. So hierdie is dan 'n lissie waar ek my lyn kan vasbind nou, sodat die karretjie aangedryf kan word. My volgende stap is om my 300 mm assie wat ek nou het, waarvan ek die voorkant 'n lissie ingesit het, om hom hier oor my muisvalletjie te skuif. So ek het hierdie gedeelte mos afgesny vroeër en ek skuif hom net hier bowe. So daar's my assie nou reg oor geskuif oor my muisvalletjie kar, en as ek hom so gaan draai, dan basies wat gaan gebeur, hierdie assie gaan deur die muisvalletjie dan heen en weer gedryf word. My volgende stap is om aan die agterkant, hier in die voorkant het ek nou die muisvalletjie vas met die as in die middel, en ek wil hier op die agterste as, wil ek net 'n kabeltaai omsit, so waar my lyn kan hak, wanneer hierdie muisvalletjie se as teruggetrek gaan word, kan ek die lyn daaraan hak, en die touwtjie opwen, om daai asie. So daar's my kabeltaai vas om die agterkant, en al wat ek doen is ek knip net hierdie lissie af, so mooi kort af teen die kabeltaai se blokkie. Daar's my kabeltaai nou mooi afgeknip in die agterkant, en al wat nou oorbly is om net een druppeltjie gom vir hom te gee, sodat hy mooi in posisie bly. Goed, en daar's die gom vas, en ons kabeltaai kan nou glad nie meer beweeg nie. Volgende wat ek doen is, ek het 'n stukkie lyn hierso, waarvan ek net aan die een kant 'n lissie gemaak het. Dit is die lissie wat gaan hak aan die agterkant by my kabeltaai, en hierdie touwtjie is ongeveer 600 mm lank. Al wat ek nou doen is, ek bind hierdie touwtjie vas aan hierdie lissie aan die voorkant. Goed, daar's my lyn ook nou mooi vasgemaak aan hierdie voorste assie van my, soos julle daar kan sien. En ek gee hom ook 'n druppeltjie gom. Al wat nou oorbly is om my CD, waarvan ek reeds dan die plastiekwasser in het en die rubberwasser in die agterkant om hom in posisie te hou. Ek plaas net my as in die middel van my wiel deur en sit so al 4 van die wiele dan op my karretjie neer. Goed, so hier is 'n eindproduk wat ons vooraf klaar gemaak het. Soos julle kan sien, het ek dan my bokant, my kante is op, my 4 wiele is op, so ek kan ook natuurlik hier in die binnekant, kan ek 'n wassertjie daar gaan sit, sodat my hierdie wiel nie heen en weer kan skuif nie, sodat my as mooi in die middel bly. Natuurlik is die agterkant ook daar, en daarso is 'n kabeltaai daar vas, en ek het my muisvalletjie in die voorkant, met my as wat hom aandryf, en die lyn wat aan hom vas is. Wat ek volgende moet doen is om hierdie assie van my nou so 'n bietjie terug te trek. En dan hak ons hom hier in die agterkant aan my kabeltaai vas. Al wat ek nou doen is, ek roteer my agterste as agteruit, en ek wen die touwtjie op, totdat my assie heeltemal teruggetrek is. So daar's my touwtjie heeltemal opgewen aan die agterkantste as, en soos julle kan sien is my assie heeltemal teruggetrek. So al wat ek nou hoef te doen is, ek los eenvoudig net die wiel, of sit my karretjie in posisie en los die wiel om hom vorentoe aan te dryf. En dit sal net lyk soos hierdie. Dit is die bou van 'n muisvalletjie kar. Weer eens, hoe akkurater ek hom kan bou, en hoe ligter my komponente is waar hierdie karretjie bestaan, hoe verder sal my karretjie aangedryf word. Die rede hoekom ons hierdie kan doen, ons kan nou
lekker wiskunde hierby inbring, as ook fisika. Ons kan bewegingsvergelykings ook natuurlik hier inbring. Die kinders kan 'n baan in die klas maak, die karretjies kan gemeet word, elke karretjie se spoed kan bepaal word, elke karretjie se totale afstand kan bereken word, as ook elke karretjie se versnelling kan bereken word. Natuurlik kan jy ook grafieke dan van al daai inligting gaan skets en teken. Dis 'n lekker taak vir kinders om te doen vir 'n projek gedurende die jaar.